iets wat ek raak gelees het hierdie week, en wat eintlik 'n uitvloeisel is van Pinkster, wat ek nie eintlik voorheen regtig besef het nie, maar dit was die geboorte van die kerk gewees. Die geboorte van gemeenskap van gelowiges het eintlik ontstaan as gevolg van Pinkster. So ek wil vandag daar begin en 'n bietjie van daaraf praat. So in Handelinge 2 is dit eintlik waar dit maar bespreek word, maar so Pinkster was nie net 'n geestelike ervaring nie. Dit was die geboorte van die bruid van Christus. Dit is die geboorteplek waar ons die geleentheid gekry het om as gemeenskap te kan saamleef en te kan saam wees. En want voor Handelinge 2 was daar disippels gewees, en na Handelinge 2 was daar beweging gewees. Jy weet, so dit was 'n groepie mense wat 'n individu gevolg het, as jy nou van buite af gekyk het, en daai groepie mense het dit gedoen wat hy vir hulle gesê het, en dit geleer wat hy geleer het, en daarna was hulle die mense wat geleer het en wat onderrig het. En voor Pinkster was daar 'n wagtyd gewees, en tydens Pinkster was daar 'n uitstorting gewees. So as ons dink aan ons eie geloofspad en ons eie geloofslewe, en ons dink aan waar pas ons in en hoe leef ons geloof uit, dan besef ons dat die kerk is nie gebore uit mense wat bymekaar gekom het en 'n strategie gevorm het nie. En gesê, dis hoe ons die wêreld gaan verander. Dis nie gebore uit 'n politieke behoefte om te sê, okay, maar ons wil dit en dat reg kry, want ons wil ons sin hê. Dis nie gebore uit 'n struktuur wat gevorm is. Jy weet, as ons vandag 'n organisasie moet stig, dan dink ons aan 'n strategie, wat is die doel, wat wil ons reg kry, hoe moet die struktuur lyk, en ons sit al daai goed eers in plek, en dan begin ons om die werk te doen hê. Maar God sê nee, hy doen dit op sy manier. So die kerk is gebore uit die uitstorting van Heilige Gees, en uit gebed uit, en uit eenheid uit, en uit God se teenwoordigheid uit. So dis die geboorteplek van die kerk, van gemeenskap van gelowiges, dis daai 4 goed. Uitstorting van Heilige Gees, gebed, eenheid, en God se teenwoordigheid. So die kerk van die Here is gebore uit 'n belofte uit, en so dis was Pinkster nie toevallig nie, dit was beplan gewees, hy het voor die tyd besluit, nee, dit was 'n bepaalde dag, en die uitstorting van Heilige Gees was reeds deur die profete aangekondig. In Joël 2:28 staan daar, ek sal ek my gees uitstort op alle vlees. En Jesus het weer hierdie belofte herhaal met hemelvaart. In Handelinge 1 vers 4 tot 5 staan daar, maar wag op die belofte van die Vader. So die geboorte van ons gemeenskap, nee, die geboorte van ons wat saamkom, het nie by mense begin nie. En ek dink, as ons besef dat ons byeenkoms, nee, of ons nou 5 is, en of ons nou 50 is, en of ons nou 500 is, en of ons nou 2 is, nee, dit begin nie by vlees nie, dit begin by gees. En soveel keer sal ons in 'n routine inkom van, okay, maar ek moet kerk toe gaan Sondag, want dis 'n verantwoordelikheid. En dan wil ek liewers te sê, maar ek moet kerk toe gaan, want Heilige Gees dring my om deel te wees van gemeenskap van gelowiges. Want dis gebore uit Heilige Gees uit. So met ander woorde, as ek nie 'n ontmoeting met Heilige Gees het in daai gebeurtenis nie, wat maak dit? Jy weet, en ek wil so ver gaan om te sê dat as ons nie 'n omgewing skep waar Heilige Gees vrylik in ons midde kan beweeg, waar ons spasie vir hom maak om te doen soos wat hy wil in en deur ons, dan is ons besig met kerk soos wat God dit ontwerp. Is ons besig om dit te doen wat hy wil hê ons te doen. En dis nie net van toepassing op ons nie, dis op toepassing van elke gemeente. Almal wat saamkom en almal wat kerk hou,
Nee, en dit gaan nie oor die geur nie, nee. Jy weet, ons kan nou vandag hier koffie drink, dan proe dit op 'n sekere manier, en dan ry jy Pieterstein toe, en hulle koffie proe anders, of waar ook al, nee. So dit gaan nie oor die flavour van hoe ons kerk, laat, jy weet, die geur daarvan nie. Dit gaan oor, maar is God se gees teenoor? En is sy gees vry om mense se harte aan te raak? So, die geboorte van gemeenskap van gelowiges het nie begin by 'n vleesbehoefte nie. Dit het nie begin by mens nie. Die mense is vinnig om kerk af te breek en minder te maak en sê, moenie so wees nie, dit moet so wees. Moenie so wees nie, hulle doen dit verkeerd, ons doen dit reg. Nee? Soos die kommuniste is ons altyd, nee, maar julle verstaan nie mooi. Nee? Ek weet hoe om reg te wees. Nee? Daai arrogante posisie van ek is reg en jy is verkeerd. Maar die nederige posisie om in te neem, die werklike posisie om in te neem is God se gees weet hoe om dit te doen en ek moet leer by hom. God se gees wat in en deur ons beweeg, hy weet hoe om kerk reg te doen. Hy weet hoe lyk dit as ek bedien en hy weet hoe lyk dit as ek my hart oorgegee. So die geboorte van die kerk het nie begin by 'n mense se plan nie, maar by God se. En dit wys vir ons, Pinkster wys vir ons, dat God wou nog altyd naby aan sy mense wees. God wou nog altyd binne in ons woon, en hy wou nog altyd in en deur ons werk. Dit was sy behoefte van die begin. Nou die tweede een punt is dat die kerk is gebore in gebed en in eenheid. Nou dis 'n moeilike een, nee, want ons almal het 'n opinie. Want ek het 'n idee, en Gert het 'n idee, en Jan het 'n idee, en Hardes het 'n idee, en Lukas het 'n idee, en dan, jy weet, as ons nou almal, en Loret het 'n idee, wat ook al, dit maak nie saak, ons almal het 'n idee, nee? En ons almal het 'n opinie, en dalk kan ons almal se opinie redelik uitleef, en dit sal 70-80% akkuraat wees, nee? Is 'n redelike weerspieëling van wat God se plan is. Maar dan sal altyd daai gedeelte wat nog 'n bietjie vlees het. As nog altyd 'n gedeelte wat 'n bietjie van myself inbring in hierdie storie. En dan sien ons in Pinkster dat voordat hulle gepreek het, het hulle gebid. Voordat hulle gaan praat het met ander mense, die evangelie gaan verkondig het, en gemeenskap van gelowiges, het hulle stil geraak en het hulle tyd in gebed spandeer. En voordat daar groei was daar eenheid. Voordat die vroeë kerk ontplof het, nee, het daai mense in die binnekamer in eenheid gesit en die Here gesoek. In Handelinge 1:14 staan, hulle was almal eensgesind, hulle het almal in eengesind en volhardend gebed. In Handelinge 2:1 staan daar, hulle was almal eendragtig by mekaar. So die kerk is gebore uit afhanklikheid uit, en uit oorgawe uit, en uit 'n honger vir die Here uit. Die kerk is nie gebore aan, ek hou van hierdie musiek, en Darlies hou van daai musiek, en Hardes hou van die musiek, en Jan hou van daai musiek, nee, en nou stry ons, nee, nie dat ons dit reg kry nie, maar nou stry ons oor wie sing wat se liedjie, of hoe moet dit vloei. Nou is daar 'n tassel vir ek wil graag dit doen, maar die ene wil dit vir my wegvat nie. Die hart is wat is God se hart? Wat wil die Here hê moet gebeur in ons midde? Wat wil die Here hê moet gebeur in Lindley en in Pieterstein en in Ryds? Wat wil die Here hê moet gebeur op ons plase? Wat wil die Here hê moet gebeur vandag terwyl ons by mekaar is? Wat is sy hart? Nou, ek weet nie of die disippels dit verstaan het nie, en of dit net intuïtief was, dat hulle gevloei het nie, maar dit is asof daar begrip was, dat hulle gesien het, maar sonder God se teenwoordigheid werk hierdie nie. En dit is asof God se teenwoordigheid soos grease is, nee, wat tussen ratte daar moet wees, en as God se teenwoordigheid nie daar is nie, as daar nie smering is nie, dan breek goed.
En so ons moet begin verstaan dat wanneer ons as gemeenskap, ophou bid vir mekaar en ophou bid vir God se manifestasie in ons en deur ons, dan verander ons van 'n gemeenskap van gelowiges na net nog 'n organisasie. Want wat is die verskil? Wat is die verskil tussen ons wat die Here soek en maar net nog 'n organisasie? Die verskil is dat die mense, werklik in gees en in waarheid die Here soek. Werklik stil raak. So wanneer 'n kerk terugkeer na gebed toe en na eenheid toe, in afhanklikheid van die gees, dan kom haar lewe wat transformeer. Nou die vroeë kerk is gebore deur die krag van Heilige Gees. En die Gees verander gewone mense. En net nou gaan ons in die laaste deel gaan ons bietjie praat oor hoe die Gees uitgewerk in die vorige verbond en hoe die Gees werk nou. En ons gaan dit net 'n bietjie vasmaak, dat ons net sien maar in die vorige verbond het God mense bemagtig vir take. En vandag waar ons is, die genade wat ons het, is sy Gees is beskikbaar vir ons almal. So daar is nie net 'n chosen few wat spesiaal genoeg is om die Gees te kan ontvang. So nie een van die disippels was politieke leiers gewees, of was geleerde manne gewees, of was invloedryke mense gewees. Hulle was nie hierdie voorsters gewees. Meningsvormers, influencers is ons nou die woord, Hulle was nie meningsvormers, hulle was nie. Hulle was gewone mense gewees, soos ek en jy. Net gewone mense. Hulle was nie voor of die koor, of die gewildstes, of die ingroepie, of die wat almal moet wou uithang, of, hulle was nie daai groep gewees nie. Hulle was gewone mense. Maar toe Heilige Gees op hulle kom, toe word daai gewone mense bonatuurlik bemagtig. Toe verander daai gewone mense se vermoë na 'n ekstraordinêre vermoë, iets buite hulle self. Iets wat, dis nie hy alleen nie, dis hy plus. En in Handelinge 2 vers 2 tot 4, en hulle is almal vervul met Heilige Gees. Nou, hulle omstandighede het nie verander nie. En ek dink dis die belangrikste ding om op te let, Ons het 'n behoefte dat ons omstandighede moet verander sodat ons lewe kan verander. Ons het 'n behoefte dat daar waar ons nou is, dit moet anders wees sodat jou lewe kan anders wees. Maar hulle omstandighede was dieselfde gewees. Jesus was nog steeds nie meer met hulle gewees nie. Hulle het nog steeds nodig gehad om in geloof te leef. Al wat verander het, is Heilige Gees is in hulle tot stand gekom en geopenbaar. En omdat Heilige Gees binne in hulle was, het hulle omstandighede verander. So dis nou 'n hoender-eier storie, Jy weet, wat kry jy eers sodat die verandering kan kom? So hulle self het verander as gevolg van Heilige Gees wat binne in hulle is. En omdat hulle verander het die omstandighede verander. In Handelinge 4:13 staan daar, en hulle het hulle erken as mense wat met Jesus geleef het. Met ander woorde, ander mense het gesien, okay, maar daai ou, moes saam met Jesus geleef het. Daar's iets in hom. Daai ou het iets wat ekstra is. Maar voor Heilige Gees se uitstorting het Petrus teruggegaan en hy gaan visvang. En daar was niks ekstra gewees toe hy vis gevang het. So niemand kon toe erken dat hy saam met Jesus geleef het.
Met ander woorde, die ervarings wat ons het, en die goed wat ons deurgegaan het, en die goed wat ons gevorm het nie invloed, werklike invloed, sonder die krag van Heilige Gees in ons midde. Ons het nodig om Heilige Gees toe te laat. Nou, as ons dink aan Pinkster en ons dink aan die kerk, dan dink ons dat die uitstorting van Heilige Gees het vir die kerk lewe gegee. Dit het vir die kerk vrymoedigheid gegee, dit het vir die kerk eenheid gegee. En dit het vir die kerk 'n sending gegee, 'n roeping gegee, 'n taak gegee. So die kerk is gebore met 'n sending, die kerk is gebore met 'n taak, met 'n roeping, iets om te doen. En hierdie uitstorting was nie net vir die boefretrek nie. Dit was nie net vir daai dag op daai oomblik nie. Die Gees is nie net uitgestort sodat die disippels 'n ervaring kon hê. Ek kan daar lees praat vanoggend daaroor. Is in sekere kringe is Heilige Gees se rol slegs beperk tot 'n ervaring. Dit is slegs beperk tot mense wat 'n lekker gevoel wil hê. Hulle wil graag voel die Gees van God is teenwoordig. Want as die liedjies reg gekies is, dan voel dit lekker. Of as die preek goed genoeg is, of diep genoeg is, en dit my hart aangeraak, dan voel dit lekker. En dan partykeer beweeg die Gees en dan voel dit lekker. Maar hier het die Gees gekom, en hy het gekom, nie net vir die boefretrek nie, maar hy het gekom om hulle te bemagtig vir 'n taak, om hulle te stuur, sodat hulle iets kon gaan doen. Want hy sê in Handelinge 1 vers 8 dat Jesus vir hulle gesê, julle sal my getuies wees. En ek meen, ons het net nou gelees in 4 vers 13, dat ander het hulle erken, dat hulle mense was wat saam met Jesus geleef het. Met ander woorde, hulle het hulle geloof op so 'n manier geleef, dat ander dit kon raak sien. Dit was vir ander duidelik geweest. So direk na Pinkster het die evangelie begin versprei en hierdie kerk gegroei. En in Handelinge 2:41 staan daar, die wat sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop en daar is omtrent 3000 siele toegebring. Kan jy dink die eerste keer wat Petrus met vrymoedigheid en met krag van Heilige Gees bedien, kom daar duisende. En hy het nie Facebook of Instagram of YouTube of internet of eers 'n klankstelsel gehad nie. En dink aan die krag van Heilige Gees. Dis nie asof hy in 'n amfitheater gestaan het waar die klank getrek het nie. Duisende kom tot die Here. Dis net die krag van die Here. So die kerk was van die begin af, was hulle op 'n missie gewees, Hulle was missie gedrewe gewees, hulle het uitwaarts geleef, en hulle het gefokus op mense se harte. Hulle het mense liefgehad. En dis die volgende ding wat ek sien by sekere mense wat groei in hulle geloof, is dat mense se harte is nie meer vir hulle belangrik. En dis vir my hartseer, want ek meen God is so lief vir ons. Hy is so lief vir ons, en dis nie om onvermoë te verskoon nie, inteendeel. Hy is so lief vir ons dat ten spyte van ons onvermoë, het hy ons nog steeds lief, sodat ons kan wees soos wat hy is. Sodat ons kan sien soos wat hy sien. En dan die laaste een is dat die kerk is gebore as 'n gemeenskap. So, as ons dink aan Pinkster, dan is dit nou lekker om Petrus se storie te vertel, of is lekker om 'n paar individue se storie te vertel. Maar dit het 'n gemeenskap gevorm.
As ons verder in die Nuwe Testament lees, dan lees ons van die Jerusalem gemeente, en ons lees van die Jerusalem in Romeine, die gemeente in Rome, en ons lees van die gemeente in Efese, en ons lees van die gemeente daar, en ons lees van die gemeente daar. Dit was 'n gemeenskap van gelowiges gewees. Dit was gelowiges wat by mekaar gekom het, en hulle het saam die Here gedien. Maar ek hou nie nou so baie van Gert nie. Gert, dit is partykeer nie nice. Ek is nie kwaad. Gebruik net so voorbeeld Gert, want ek weet daarom jy kan dit vat, nee. So partykeer is Gert 'n bietjie soos 'n tiksvy, nee. Jy moet hom al met 'n vurk en 'n lappie hanteer, nee. Nou verstaan. Nou ek meen, nou kan ek aanstoot neem of ek kan sien wat het God in Gert gewerk. En ek kan sien dat die gawe, die guns van die Here rus op hom. En ek kan sien dat God vir hom 'n gawe van profesie gegee het. En dan kan ek toelaat dat daai gawes in my lewe 'n verskil maak. Of my vlees kan so sensitief wees dat ek nie spasie maak vir die gawes wat die Here in Gert geplaas het. 'n Gemeenskap vereis van ons om spasie te maak vir ander mense. 'n Gemeenskap vereis van ons om lief te wees vir die mense wat die Here rondom jou geplaas het. Al like jy hulle nie. God het nie gesê jy hoef van hulle te hou nie, hy het gesê jy moet hulle lief hê. So ons het 'n opdrag. Want die wêreld moet sien. So die vroeë kerk, nê, hulle het saam aanbid en hulle het saam geëet en hulle het saam gebid en hulle het saam gegee en hulle het saam gegroei. Nou ek dink in ons gemeentetjie kry ons meeste van daai goed al redelik reg, nê. Ons kan lekker saam eet en saam kuier en ons kan saam aanbid en ons kan saam gee, nê. Ek dink saam bid kan ons nog 'n bietjie aanwerk, nê. Maar dis die goed wat hulle saam gedoen het. Hulle het saam die Here se wil gesoek. En toe het die wêreld iets gesien. Die mense rondom hulle het iets gesien. Hulle het gesien iets is anders, nê? Want die vroeë kerk het nie net die evangelie gepreek nie, maar hulle het dit geleef. In Johannes 13:25 staan daar: "Hieraan sal julle almal weet dat julle my disippels is." Die krag van die vroeë kerk was nie net hulle prediking nie, maar dit was hulle liefde gewees en dit was hulle eenheid gewees en dit was hulle toewyding aan die Here. So die kerk, nê, ons as gemeenskap van gelowiges is nie gebore uit menslike vermoë nie. Dis gebore deur Heilige Gees. Dis gebore deur gebed. En dis gebore in eenheid en dis gebore uit vuur uit. Daai vuur wat verteer maar nie verteer nie. Ons het al van daai vuur gepraat. Dieselfde vuur wat daai brandende bos nie verteer het nie. Daai selfde vuur het Moses se verskonings verteer. En het Moses se ongeloof verteer. En het Moses se ongehoorsaamheid verteer, nê? Maar Moses, die Moses wat God geskaap het, dit was nie verteer deur daai vuur. Met ander woorde, daai vuur wat oor ons kom, wanneer die Heilige Gees op ons neerdal, nê? Daai vuur wat jou vlees verteer, maar jou gees lewend maak. Dis die vuur wat ons soek. So die geboorte van die vroeë kerk het begin toe gewone mense hulle self volkome aan die Here oorgegee het. Mense soos ek en jy. En die Heilige Gees het die res in en deur hulle gedoen. Nou, in die ou verbond het die Gees op sekere mense gekom, nê? En dit was nou profete en priesters en konings en selfs mense wat spesifieke take moes verrig. En Moses was een van die eerstes in Numeri 11:17. Ek sal neem van die gees wat op jou is en dit op hulle lê. Is dit wat die Here vir Moses gesê het. En die gees wat op Moses was, het vir hom leiding en wysheid en geestelike gesag gegee. Met ander woorde, sy vermoë om te lei was nie as gevolg van Moses. Jy weet, Moses kon nou nie 'n great boek daar skryf nie. Want wat moet hy sê? Die gees van die Here is op my en daarom kan ek lei.
Dis die boek. 3 punte hoe om die gees van die Here te ontvang. Maak 'n Egiptenaar dood. Punt 1. Vlug vir jou lewe. Gaan werk vir jou skoonpa vir 40 jaar. En dan sien 'n brandende bos in die woestyn. So dis min of meer hoe die boek sou gelees het. So Moses kon lei omdat die gees van die Here op hom was. Moses kon voor die farao staan, die leier van die wêreld wat hy geken het op daai stadium. Dis soos om vandag voor Trump te gaan staan en vir die Here vir hom te sê, hoorie, so die Here sê vir jou so en so en so en so. En as jy nie luister nie, dan gaan die Here so en so en so en so maak. Dis wat Moses gedoen het. Nou, dit vat tog ons iets, So die gees van die Here was op hom gewees. En dan sien ons dat die gees van die Here het sekere mense bemagtig vir spesifieke opdragte. En Bezaleel het hy vaardigheid gegee. Ons het al vorige paar jaar terug het ons daar gepraat, waar die Here vir hulle vaardigheid gegee het in Eksodus 31 vers 2 en 3. En hy het hom vervul met die gees van God en met wysheid. Hulle het vaardigheid, spesifiek vaardigheid van die gees ontvang om die tempel te kon tot stand bring. Om al die goudwerk te doen en al die houtwerk te doen, om alles om mekaar te kon sit, om alles te weef. Die gees van die Here het vir hulle insig gegee. Nou, hy was persoonlik, was hy die eerste persoon waar daar verwys is, Bezaleel. Op Moses het daar gestaan, die gees is op hom gewees. Bezaleel was die eerste persoon waar die gees van die Here in hom gekom het. Dis die eerste keer wat ons daai verwysing sien, waar daar sê, maar daar is 'n onderskeid tussen die gees van die Here wat op jou rus, dat die gees van die Here wat binne in jou is. Nou ek en jy het daai voorreg dat die gees van die Here binne in ons is. Met ander woorde, ons het nie 'n verskoning nie. Want soos met Saul het die gees van die Here ook op hom gerus. En op 'n dag het die Here vir hom gesê, maar nou onttrek ek my gees van jou weg. Hy is nie meer met jou nie. Samson het bonatuurlike krag ontvang, en dit was ook, die gees van die Here was op hom gewees. En hy het dit weer verloor in Saul en sy koningskap, in Samuel 10:6, dan sal die gees van die Here oor jou vaardig wees, staan daar. En in 1 Samuel 16:14, maar die gees van die Here het van Saul af gewyk. En dan was daar klomp profetiese manifestasies gewees, as gevolg van die gees, 2 Petrus 1, maar deur die Heilige Gees gedrewe, het die heilige mense van God gespreek, en Jesegiel 2 vers 2, sê hy, toe kom die gees van die Here op my. En deur die gees het hy visioene ontvang, en openbaring gebring, en God se stem openbaar gemaak. En dan het die gees van die Here soveel mense se lewens verander. Maar hulle het nie permanente inwoning gehad nie, soos Dawid. En Dawid het gesmeek, in Psalm 51, en hy het gesê, neem die Heilige Gees nie weg van my af. Want hy was getuie gewees wat dit sal gebeur. Hy het gesien, dat daar 'n koste. En die ou verbond het vooruitgewys op Pinkster toe. In Joël 2, 28 en 29, sê die Here, ek sal my gees uitgiet op alle vlees. En hierdie profesie was nogals revolutionêr geweest. Want dit het die aankondiging gemaak dat die gees van die Here is weggeneem van sekere individue. En dat dit vir ons almal beskikbaar is. Dat ek en jy het toegang tot Heilige Gees. Met ander woorde, jou verskoning is nou nie meer so goeie verskoning. Of die rede hoekom jy nie wil toelaat dat die Heilige Gees deur jou vloei, is nie meer geldig nie. So dis nie konings of priesters of profete nie, maar dis seuns, en dis dogters, en dis jong mense, en dis selfs ou mense wat breë parkerings nodig het, of diensknegte, dis almal. Dis ons almal. Almal van ons het toegang tot Heilige Gees.
In Jesegiel 36, 26 en 27 sê hy, en ek sal my gees in julle binneste gee. Met ander woorde, inwoning in ons binneste. En as ons terugdink na waar ons begin het vandag, en ons dink aan die geboorteplek van gemeenskap van gelowiges, en dink ons hoe kardinaal is dit dat ons leef uit daai posisie uit van God se gees is in ons binneste. God se gees is in ons binne. En ons laat hom toe om te beweeg soos wat hy wil en soos wat hy wil werk. Met ander woorde, dit wat hier gesê word, is nie my wil nie, maar sy wil. Dit wat ons aanbid is nie ons wil nie, maar sy wil. Dit wat ons doen is nie een individu se wil nie, maar is God se wil. Daar waar ons gee, is nie my wil of Jan of Gert of Red of Argus of Belinda of Thijs of wie ook is. Is God se wil. Ons soek hom en dan beweeg ons saam met hom. So Pinkster was die vervulling hiervan. Handelinge 2 het als Vader. Dit is die hele model van hoe God op aarde beweeg, geskit en getransformeer. Dit was die uitrol van Jesus se werk gewees. Die dag toe Jesus die doderyk ingegaan het, en die sleutels van die lewe gaan haal het en uitgestap het, lewend uitgestap het. En die vyand het geen aanklag teen hom gehad nie, want hy was vlekkeloos gewees nie. Daai dag, die uitrol van al daai werk, was in Handelinge 2. Die praktiese uitleef wat ek en jy ontvang, is as gevolg van daai werk wat Jesus gedoen het. Maar dit word gedemonstreer in Handelinge 2. So in Handelinge 2 sien ons die belofte wat vervul word. Heilige Gees wat uitgestort word, is die begin van die nuwe verbond wat volledig funksioneer. Met ander woorde, as ek toelaat dat ek leef sonder Heilige Gees in my midde, dan kies ek om myself te ontmag. Dan kies ek om net gedeeltelik in die volle verbond van Christus te leef. En ek en jy as gevolg van daai werk het die nuwe tempel geword. Ons het die plek geword waar God se Gees nou woon. Ons het die allerheiligste geword. Binne ons. In Handelinge 2, 16 en 17 staan Petrus op en hy verklaar en hy sê, dit is wat die profeet Joël gespreek het. So Pinkster was nie 'n los gebeurtenis gewees. Dit was nie los van die res van God se wil nie. Dit was die vervulling van 'n profesie wat vir eeue al gekom het. Dit was alles deel gewees. Nou die verskil tussen die ou en die nuwe verbond is, in die ou verbond het die Gees net op sekere maniere op mense gekom. Met ander woorde, soos as Besaliel hulle dink, hulle was bemagtig gewees, om 'n fisiese taak te verrig. Met ander woorde, daai een man het goud gesmee, soveel so dat dit vir God plesier gegee het. En die ander man het geweef, soveel so dat dit vir God plesier gegee het. En die ander man kon hout werk, soveel so dat dit vir God plesier. Kan jy dink, die Gees van die Here kom op jou en hy bemagtig jou vir 'n taak. Soveel so dat jy so goed is in hierdie taak, dat God daarna kyk en hy sê, wow. Dit was die ou verbond gewees. En dit was dikwels 'n tydelike manifestasie gewees. Of dit nou 'n leeftyd van 'n ou is, en of dit nou 10 jaar of 20 jaar, wat ook al is, dit is nog steeds tydelik. Dit is nie iets wat oorgedra het. So dit was nou nie 'n boedel inskrywing nie. Ongelukkig nie. En dan, dit was 'n uiterlike salwing gewees. Dis slegs by Besaliel wat ons gesien het, dat die Gees van die Here was binne hom. Res was dit almal, selfs Dawid het erken, Here, moet asseblief nie die Gees van my omtrek nie. Asseblief moenie hierdie wegvat. Asseblief. En daar was beperkte toegang gewees. Maar in die nuwe verbond
word die Gees uitgestort op alle gelowiges. Alle gelowiges. Nee, maar dit is net daai spesiale paar. Hulle dra 'n unieke salwing. Ek weet nie hoe uniek wil jy wees as God se Gees op jou is. Ek weet nie wat kan meer uniek wees as die feit dat God se Gees binne in jou is. Jy weet, dis soos om 0 by 1 te tel en te dink die 0 het die verskil gemaak. God bring die waarde. Dit het permanente inwoning vir ons gegee. Dit gee vir ons toegang tot 'n verhouding en dit gee vir ons toegang tot 'n sending, tot 'n taak. En ek dink dis waar die sleutel vir ons lê. Ons is nogals maklik om te aanvaar, okay, Heilige Gees het God se woord aan my geopenbaar. Ons is nogals maklik om te ontvang en half te dink, okay, maar daar's baie kere dat ek sy stem kan hoor, nê? Ons kry ons koppe nogals daar, stem julle, nê? Dis nogals maklik. En dan as ons kom by hierdie verhouding wat ekstraordinêr is, dan begin dit baie keer 'n bietjie moeilik raak. En as ons kom by die verantwoordelikheid wat saam met daai verhouding kom, aan die maak ons so. Dan begin ons terugstaan. En wat het dit nog gebring? Dit het 'n innerlike transformasie gebring. Ek hou van Petrus se voorbeeld, dalk omdat hy my naamgenoot is, maar dit het hom gevat van iemand wat stil gebly het na iemand wat begin praat het. Dit het hom gevat van iemand wat teruggestaan het na iemand wat opgestaan het en hy was bereid geweest. Dit het hom gevat van iemand wat vreesagtig was, maar wat nie vrees gehad het toe hom onderstebowe gekruisig het. Dit het hom vreesloos gemaak. En almal in Christus het toegang. Almal in Christus het toegang tot Heilige Gees. Niemand, maar niemand in Christus word uitgesluit. En dis die sleutel. So ek sluit julle oor aan seën, vra ek Here se seën oor ons vir die volgende. Dankie Here dat ons kan vra, Heilige Gees, dat U in ons midde sal beweeg en werk. Dankie Here dat U daai vuur van God wat ewig brand, wat verteer maar nie verteer nie, ons harte en ons gedagtes sal vul. Ek seën julle met God se oorvloed en met sy genade, dat die oë van ons verstand verlig sal wees, en dat ons sal kan sien waar Heilige Gees reeds besig is om te beweeg in en deur ons. Ek seën julle met die gehoorsaamheid tot sy leiding en tot sy aanraking. En ek bid dat hy vir elkeen van julle ontmoeting sal gee met hom. Dat daar oomblikke sal wees waar julle harte totaal en al gevul sal wees met die krag en die liefde van Heilige Gees tot in alle ewigheid. En wees geseënd, want God is met jou. En God is in jou. En Heilige Gees lei jou. In Jesus naam. Amen.